word, verhoog sy kapitaalbydrae deur 70.000 direk in die besigheid se rekening in te betaal. So, omdat dit direk in die besigheid se rekening inbetaal word, gaan ons sê dis die bankstaat. Sien dit van die bankstaat af, dis die eerste. My besonderhede gaan die persoon wees wat dit inbetaal het, die eienaar K. Lombard. In ontleding van ontvangs omdat direk bank toe gaan daar niks wees nie. By die bank is dit 70.000. En dan gaan ek by my diverse rekening ook 70.000 sit. En dit is vir kapitaal. Okay, dan gaan ons na die volgende transaksie toe, die 6de, kontantverkope volgens die kasregisterrol, 42.660 en die winsopslag is 50%. Soos kontantverkope, so my dokument gaan kasregisterrol wees. Dit was die 6de, dink ek, 6de. Ons gaan sê verkope. En dit gaan by my ontleding van ontvangs kom. En die bedrag wat ons daarso gesien het, is 42.660. Dit gaan na bank toe gaan. En na verkope toe. En dan gaan ons koste van verkope gaan uitwerk. So ons gaan maal met en ons gaan dit dan deel. So ons gaan dit dan deel met 150, want dit is my winspersentasie. So op jou sakrekenaar gaan jy vat 42.660 maal met 100 gedeel deur 150. En dit gee dan vir ons 28.440. Dan gaan ons teruggaan na die volgende transaksie toe. KWJ transaksie, dis op die 10de, kontantverkope van handelsware. Ek het geskiep 8. Die 8ste ontvang 'n EFO betaling van S. Snyman vir die huur van 'n kantoor. So dis 'n EFO betaling, so dis weer direk in die bankrekening inbetaal. So ons kan net sê bankstaat. Dit was die 8ste. As ek reg kan onthou is dit E. Snyman, oos S. Snyman. Niks gaan in die ontleding van ontvangs nie. En dan by die bank gaan ons dan sit die 9.900. En dan gaan sit ons dit ook op die diverse rekening. En daarso gaan sê ons hier inkomste, want dit is hier inkomste. En dan gaan ons na die 10de se transaksie toe. So by die 10de kontantverkope van handelsware 32.440. So dit gaan weer 'n kasregister transaksie wees, my brondokument. Dis die 10de verkope. En ons het gesê dis 32.440. So ons sit dit by ontleding van ontvangs, by bank en by verkope. En dan by verkope gaan ons weer maal met 100 en deel deur 150 om die koste van verkope te kry.
as ek desimale getalle kry, rond ek dit af na 'n heel getal toe. So dit gaan wees 21.627. Okay, en dan gaan kyk ons weer vir 'n transaksie. Die laaste transaksie lyk my gaan wees die 29ste. So kontantverkope volgens die kasregisterrol. So ons gaan weer sê kasregisterrol. Dis die 29ste. Dis verkope. En dis 10.880. Gaan dit by bank ook sit. By verkope. En dan koste van verkope moet ek gaan uitwerk. Weer deur te sê maal met 100 gedeel deur 150. Ek gaan weer net dit afrond na heel getal toe. So dit is 7, 2, 5, 3. En wat ek dan gaan doen is, ek gaan net my totale bymekaar tel. In ontleding van ontvangs, ons kan hier lyne gaan trek. Want aan die einde van die dag het ons al die geld uit die til uitgehaal en na die bank toe gevat. So daar's niks geld in my ontleding van ontvangs nie. En dan gaan ons net gou ons totale optel by bank. Want hierdie gaan ons nou help as ons gaan oorboek na die algemene grootboek toe. Op my verkope. En dit is hoe ons